Goeiemiddag en baie welkom by die program Vrou Wees. Dankie dat jy ingeskakel is by Live FM 100.6 in die Klerksdorp area en 98.1 in Potchefstroom. Dankie dat jy saam luister vanaf die verskillende platforms. Jy kan gebruik maak van die webtuiste by www.livefm.co.za. Daar kan jy ook na vorige boodskappe gaan luister of boodskappe wat jy dalk wil aanstuur vir 'n vriendin. Julle is dan ook welkom om van die Live FM app gebruik te maak en daarso kan julle ook saam luister. En dan op die radio is jy dan nou ingeskakel. Ons is live in die studio op 100.6 in die Klerksdorp area en 98.1 in Potchefstroom. En as jy vir ons boodskappe wil stuur gedurende die program of as jy met Live FM wil kontak maak, is jy welkom om so te maak by 066 516 6917. Ek herhaal dit weer, dis 066 516 6917. En dan wil ons ook net vir ons borg van Deswalne Recycling sê so baie dankie vir die borg van die Vrouwees program. Dit is inderdaad, word dit so opreg waardeer en dankie vir julle ondersteuning van die Vrouwees program en dat julle vrouens bemagtig deur om ons stemme bietjie daar buite te sit en ons bietjie sodat ons ander vroue kan ophef en ander vroue kan sterker maak. En ag ja, ons waardeer dit net so verskriklik baie dankie daarvoor. En ja, ek is Chantel van der Merwe en ek is kuier vanmiddag op die Vrouwees program saam met julle. Ek wil wel sê, vrouwees is nie net 'n rol nie. Dit is 'n kuns om sag te wees in hierdie harde wêreld en sterk te wees sonder om jou hart te verloor. Ons as vroue maak werklik waar 'n verskil deur liefde te wys, deernis en wysheid. Ons trotseer uitdagings met moed en deursettingsvermoë. Ons as vrouens is nie perfek nie, maar ons is perfek geskape. En ons is eg. Ek groet julle vanmiddag en ek sê so baie welkom by die Vrouwees program. Ek gaan vanmiddag weer lekker saam met julle gesels en vanmiddag wil ek sommer so bietjie oor ietsie soos integriteit, sommer bietjie weer aanraak. Integriteit, die 0,1% wat jou toekoms vasvat. En ja, ons gaan sommer net vanmiddag sommer lekker gesels. So ja, weer eens welkom by die Vrouwees program. Ons die program is sommer maar net 'n plek waar God week na week ons harte net weer bietjie vorm. Ons denke vernuwe en so bietjie ons identiteit kom herstel. Ek leer saam met julle elke week en wanneer ek die voorbereiding doen, dan leer ek so baie hier uit. Dit is vir my so lekker tyd wat ek kan sit en tyd met Vader spandeer waar ek bietjie net ook my Bybelstudie tyd doen. So ek wil julle regtig uitdaag om sommer net bietjie 'n notaboekie te gryp en as daar iets is wat ek sê wat julle dalk miskien wil noteer en oor gaan journal of sommer maar net 'n nota maak. Ek bid regtig dat daar iets sal wees wat julle in julle harte kan vasvang en julle eie kan maak en dat julle met dit kan hardloop. En ja, ons gaan gou vinnig oor na 'n advertensiebreek en 'n musiekbreek. Ons is nou net hierna weer terug. Welkom terug by die Vrouwees program. Dis ek Chantel van der Merwe wat vanmiddag so 'n bietjie weer saam met julle gaan kuier. En soos ek voor die breek gesê, dis vir my altyd lekker om die voorbereiding te doen. Dis tyd wat ek met die Here spandeer en ek bring my gedagtes bietjie hier na julle toe en ek kom deel dit bietjie hierso met julle. En ek hoop regtig dat daar iets is wat julle kan vasvang uit dit uit en julle eie kan maak. So vanmiddag gesels ek so bietjie oor integriteit en daai 0,1% wat jou toekoms vasvat. Integriteit. Wanneer
ons integriteit, as ons aan integriteit dink en hoe dit hoor, dink ons aan mooi woorde soos eerlikheid en opregtheid en karakter en trou en so aan. So ja, dit is as ek nou vir jou vra, wat is 'n vrou van integriteit, gaan daai nou die tipe woorde wees wat jy gaan opbring vir my. Die Latynse betekenis van die woord integriteit beteken die integrasie van verskillende dele in 'n geheel. So met ander woorde, op ons is dit jou denke, jou optrede, jou gesindheid, jou woorde, jou motiewe. Dit moet alles in lyn wees. Nie 99% nie. Nie 99,9% nie, maar 100% heelhartigheid. Nie perfeksie nie, maar konsekwentheid. Nie foutloos nie, maar egtheid. Integriteit beteken dat jy dieselfde mens is in die donker en in die lig. In gesprek, wanneer jy gesprek het met mense, maar ook wanneer jy in stilte is, jy daai tyd met Vader spandeer. Wanneer daar swaar tye is, en wanneer daar suksesvolle tye is. Wanneer jy in die publiek is, en wanneer jy in die privaat is. Wanneer jy saam jou vriendinne is, en wanneer jy saam jou gesin is. Daai gedeeltes wat jou gesin sien, wat nie almal noodwendig daar buite sien nie. Wanneer jy by die kerk, die werk, of enige plek is waar, daar moet jy dieselfde wees as wat jy by die huis is, as wat jy in jou ware self, in jou kokon is. Dis die deel van jou wat nie verander nie, wanneer niemand kyk nie. Ek vat byvoorbeeld die Challenger tragedie. Op 28 Januarie 1986 kyk miljoene mense wêreldwyd vasgenaal na TV-skerms. Die Challenger shuttle styg op, alles lyk perfek. Maar 73 sekondes later ontplof dit. Wat het fout gegaan? Nie 'n groot meganiese fout nie, nie 'n rekenaar wat gecrash het nie. Nie iets enorm nie, maar een klein rubber O-ring. 'n 0,1% mislukking wat 'n hele missie verwoes het. Die 0,1% het die toekoms ingrypend verander. En net so sê Spreuke 10 vers 9. Wie in opregtheid wandel, wandel veilig, maar wie sy weë verdraai, word bekend. Met die Challenger leer ons 'n geestelike beginsel. Dit is nie altyd die groot sonde wat jou vernietig nie. Dit is die klein compromises wat jy ignoreer. Daai, net hierdie een keer, niemand gaan weet nie, ek gaan dit môre weer beter doen. Die geheime breekplekke, die areas waar jy sê, dis nie so erg nie. Ek luister eendag, ek dink dit was op TikTok of iets, van die vrou wat sê,
wanneer ons so gemaklik raak met sonde, met so gemaklik raak met 'n ding wat ons eintlik laat ongemaklik voel het in die begin, dan vergelyk sy dit met hierdie boot wat op die see is. In die begin gaan hierdie boot so op en af met die golwe en jy dink in die begin, jene wag tog, hierdie voel nie reg nie en hierdie maak my siek en hierdie laat my ongemaklik voel en jette tog nie, dit is nie hoe dit moet wees nie en naderhand raak jy dit gewoond. Jy gaan maar saam met die emotions en dit voel naderhand alright en dit is dan nie meer so erg nie. Jy raak dit gewoond. Daardie 0.1%, die klein reaksie, die klein gedagte, die klein onwaarheid, die klein bitterheid, word later die plek waar die vyand inval, waar die vyand 'n voet in die deur kry. Integriteit is om jou oorings reg te hou, jou gedagtes, jou motiewe en jou innerlike lewe. God se perspektief op ons geheime dele. God is nooit impressed met jou beeld nie. Hy kyk na jou binnekant. In Hebreërs 4 vers 13. Ek gaan hom net gou hier kry. Hebreërs 4 vers 13. Ekskuus. Hy het my nou uitgeskop hierso. Nothing in all creation is hidden from God's sight. Everything is uncovered and laid bare before the eyes of Him to whom we must give account. Alles wat jy dink niemand sien nie, jou hart, jou gedagtes, jou intensies, jou reaksies, jou geheime seerplekke. God sien dit. Nie om jou te veroordeel nie, maar om te transformeer. Integriteit is nie om perfek te wees nie. Integriteit is om oop te wees. In 'n dorpie was daar 'n groot damwal. Eendag sien 'n seentjie 'n klein skeurtjie, net 'n dun straaltjie water. Hy druk sy vinger daarin. Daardie klein aksie red 'n hele dorp. Die les? Dis nie die groot goed wat jou onderkry nie. Dis die klein skeure wat jy ignoreer. Dis die klein areas wat jy nie herstel nie. Integriteit repareer die skeure voordat die vloed kom. As ons die storie in Openbaring of die storie in Genesis 24 lees, is dit een van die mooiste stories vir my van integriteit. Abraham stuur 'n dienaar om 'n vrou vir Isak te vind. Die dienaar het toe nou gebid en gesê, Here, die vrou wat vir my water gee. Hy het vir die Here gevra, laat hy sal suksesvol wees op sy reis en laat hy vir sy meester sal die vrou vind. En daar is 'n klomp ander goedjies wat daarby is. Gaan lees asseblief Genesis 24. Dit is regtig vir my regtig nogal iets 'n romantiese tipe storie, as ek dit nou so kan stel. Maar ja, so, Abraham is 'n dienaar, bid toe nou en vra vir die Here, asseblief laat ek suksesvol wees op hierdie reis, laat ek vir my meester Abraham se seun Isak die vrou vind. En hulle reis toe nou, ek vertel nou sommer gou die storie so, hulle reis toe nou van waar hulle is, reis hulle, en hy kom by 'n put, waar die vrouens gaan water skep 'n sekere tyd van die dag.
En hy vra vir die Here, Here, die vrou wat ek gaan vra vir die vrou om vir my water te gee, maar moenie laat die vrou net vir my water gee nie, maar laat sy ook vir my kamele water gee. En toe kom Rebecca daaraan en sy is, jy weet, sy selde onbewus van hierdie dienaar wat daar staan en haar dophou en sy gaan om water te gaan skep. En die dienaar vra vir haar om vir hom water te gee. En sy doen toe nou iets ongelooflik. En sy gee toe nou water vir hierdie kamele. En totdat hulle genoeg gedrink het. En net gou 'n ding oor kamele. Kamele drink 200 liter water per kameel. Nou, as ek nou gou, okay, so kom ons gaan nou net eers. Water vir 10 kamele. Elke kameel drink 200 liter water. Dit beteken, sy skep ongeveer 100 vate water. Op en af dra sy sonder om te kla. Ek skat nou maar net, ek weet nie hoe groot was haar mandjie, of haar water kan, of wat ook al hulle dit genoem het. Watervat. Ek weet nie hoeveel dit gevat nie, ek skat nou sommer, kom ons sê dit vat 20 liter. Ek dink die vrouens was goed geoefen gewees met hulle arms. En sy het dit op en af gedra, sonder om te kla, en sonder om rond te kyk oor wie sien haar nou raak, oor wat sy nou doen hierso, want hierdie ding wat sy nou doen, want kyk tog net hoe belangrik is die werk wat ek doen, en wie sien my raak, en wie gaan vertel vir iemand anders dat, kyk hoe sterk is sy, en hoe oulik is sy, en nee, sy was selde gepla, enigstens oor dit. Sy het dit gedoen sonder iemand wat haar sien, behalwe die dienaar wat haar dopgehou het. En sy het nie gedink dat daar enige beloning gaan wees nie. Sy het dit gedoen sonder om te weet dat haar keuse om hierdie ding te doen, gaan bepaal dat sy haar man gaan ontmoet hierdeur. En die rede hoekom ek spesifiek nou nogal die dienaar kon as ek dink daar was, dis wat ek dink, dis nie wat daar staan nie, maar dis wat ek dink, dit is die gedagte wat ek het. So, die rede dat die kamele dalk miskien nie tot by die water gegaan het nie, is, daar was dalk miskien trappe. En, want anders kon hy mos nou maar net sy kamele tot by die water gevat het, en hulle kon mos nou maar net self gedrink het. Maar, sy die water vir hom gebring, en sy die water vir die kamele gebring. So, dit sê vir my, daar moes 'n mate van, dalk miskien trappe gewees het, of iets, ek is onseker. Dis net my gedagte. So, bou jou prentjies soos wat jy nou dink. In vers 21 sê dit, die dienaar het haar in stilte dopgehou. Maar die mooiste deel is, God het haar gesien. Sy dien 'n vreemdeling met liefde. Sy werk en doen iets sonder erkenning. Sy gee iets sonder verwagting. Sy leef met integriteit in die geheim. En God het haar openlik beloon. Die Heilige Gees wys 3 waarhede. Sy dien bo wat van haar verwag word. Dit wys 'n nederige hart. Sy gee meer as wat nodig is. Sy kon dalk vir hulle elkeen net
'n slukkie water gegee het. En sy het nie nodig gehad om vir hulle te gee totdat hulle versadig was nie. Dit wys oorvloedige liefde. Sy doen dit stilweg. Dit wys haar ware integriteit. Dat dit wat sy gedoen het in die geheim, dit wat sy gedoen het in die stilte, het haar so groot beloning gekry. En die Here, as ons erkenning hier op aarde wil hê, die Here gee dit vir ons, wanneer ons dit nie kry hier op aarde nie, en gee die Here dit vir ons net daarbo by hom. So, ek wil eerder die beloning by hom hê, as enigstens 'n beloning hier op aarde. Ek weet ons is partykeer so ingestel, mens wil ook maar net raak gesien word. Dis ons vrouens se ding. Ons wil raak gesien word. Ons wil raak gesien word deur ons mans. Ons wil hê die dingetjies, die klein dingetjies wat ons doen, ons wil hê hulle moet dit raak sien. En ek sê nie dat dit verkeerd is nie. En dit is belangrik dat ons manne moet raak sien wat ons doen. Maar dit is daai klein dingetjies wat ons partykeer dink, ag Here, ek hoop hy sien dit raak. Ek wens net hy kan dankie sê. En dan kom dit op 'n plek, ons op 'n plek waar die Here dan nou net eintlik vir ons sê, jy gaan jou beloning kry. Jy gaan dit hier by my kry. Moenie dit verwag op aarde nie, verwag dit van my. Moenie die verwagtinge stel vir ander mense nie, stel die verwagting op my. Dis daai ding wat integriteit is. Ons gaan gou vandag oor na advertensiebreek en 'n musiekbreek. Ons is net hier na weer terug en gesels ons lekker verder. Baie welkom terug. Ons gesels so lekker oor die verhaal van Rebekka en integriteit en die integriteit wat sy gehad het. Ek wil weer eens vir julle vra, gaan lees asseblief Genesis 24, die volle ene. Daar's soveel dele wat ek nie eintlik wil uitlaat nie, so ek wil nie die hele ding hierso lees nie, anders gaan dit die hele tyd opneem. So ek wil julle net weer herinner, gaan lees asseblief Genesis 24 en die verhaal van Rebekka en Isak. En ja, om dan nou weer terug te kom, wat Rebekka gedoen het, deur om vir die kamele water te gee en vir hulle genoeg water te gee en dit te doen sonder om te verwag dat iemand haar raak sien, om erkenning te kry daarvoor, en sy het verseker ook nie geweet dat dit gaan bepaal dat sy die liefde van haar lewe gaan ontmoet en haar man daardeur, en sy het gedien bo verwagting. Dit het gewys haar nederige hart. Sy het gegee meer as wat nodig was. Ek meen, sy het vir 10 kamele water gegee en 1 kameel drink 200 liter water. Ek weet nie hoeveel keer het sy heen en weer geloop nie en hoeveel keer was dit opdraande, dit kon wees, en ek meen om 'n 20 liter vat te dra, ek weet nie wat was dit wat hulle gebruik het daai tyd nie, om daai ding te dra vat nogal krag, en ek kan nogal dink sy was redelik moeg geweest, dalk miskien het die dienaar mense van sy mense gegee om haar te help, ons weet nie, dit staan nie daar nie, maar ja, ons weet nie, maar ongeag wat die situasie was, sy het dit gedoen sonder om iets terug te verwag, sonder om erkenning te verwag, sonder niks. Ja, so sy gee meer as wat nodig is. Sy wys oorvloedige liefde daardeur. Sy doen dit stilweg en dit wys ware integriteit. Elke keer wat jy dien sonder kla, sien God dit. Elke keer wat jy help sonder 'n applous. God, dit registreer by God, hy sien dit. Elke keer wat jy gee sonder erkenning, God gaan dit beloon.
Die storie, daar's 'n storie van 'n vrou met die oop deur. 'n Vrou het vir jare haar siek buurvrou se huis skoon gemaak. Nooit iets gesê nie, nooit erkenning gesoek nie. Jare later, toe sy seer kry, toe staan die hele buurt op vir haar. Integriteit plant saad wat jy later sal oes. Daar is sommer nou net 'n eenvoudige storie, maar dit maak 'n verskil. Die principles van getrouheid in Lukas 16 vers 10. Ek wil daai gou vinnig Lukas 16 vers 10. Whatever can be trusted of whoever, can be trusted with very little can also be trusted with much. And whoever is dishonest with very little will also be dishonest with much. So if you have not been trustworthy in handling worldly wealth, who will trust you with true riches? And if you have not been trustworthy with someone else's property, who will give you property of your own? Ek gaan net eers daarso stop. Ek herhaal weer wat ek vroeër gesê het, integriteit plant saad wat jy later oes. Hy wat getrou is met die minste, is ook getrou met baie. Dit is nie 'n belofte nie. Dit is nie 'n belofte vir bevordering nie, laat ek dit so stel. Dit is 'n beginsel van karakter. God kyk na die klein dinge, die geheime dinge, die alledaagse dinge, die eenvoudige dinge, die onsigbare dinge vir die wêreld en vir die daar buite. Die klein dinge is vir die Here groot goed, want sy woord sê, as hy ons kan vertrou met die klein goed, kan hy ons vertrou met die groot goed. En ek wil daarso ook sê, dis 'n ding wat ek altyd vir my kinders nogal leer is, wanneer ek of hulle pa vir hulle 'n taak gee om te verrig in hulle kamer, byvoorbeeld, kom ons vat, maak jou kamer skoon. Dis ietsie kleins, dis maak 'n kamer skoon, maak 'n bed op en so aan. Hulle is getrou met dit, en om hondjies kos te gee, en mamma te help met skorrelgoed en so aan. Dis goed wat die Here raak sien. Dit beteken nie, dat omdat hulle hierdie klein dingetjies gedoen het, nou gaan ek hierdie movie se beloning vir hulle gee, vir dit wat, ja, hulle het hulle dingetjies waarvoor hulle beloon word, maar daai is klein taakies van integriteit. Dit beteken dat hulle is getrou met die klein, met die geringe goedjies van om 'n kamer aan die kant te maak. Dat wanneer die Here hulle eendag seën met hulle eie huise en hulle eie plekke wat hulle moet skoon en netjies hou, gaan hulle getrou wees om hulle eie huise ook skoon te maak en netjies te hou. So, daai is sommer net ietsie lekker maklik en prakties vir my kinders om te verstaan dat met die min was jy getrou, met baie sal jy aangestel word. Die klein dinge, die geheime dinge, die dingetjies wat daarso, dalk miskien 'n skorrelgoedwasser uitpak, sonder laat mamma weet daarvan. En die alledaagse dinge, die eenvoudige goedjies. Dis partykeer onsigbaar, maar dit maak 'n verskil vir die Here. Dit maak 'n verskil vir ons as ouers. Integriteit
bou 'n bestemming. Hoe jy met iemand praat, wat nie, en hoe jy van iemand praat wat nie daar is nie. Hoe praat jy oor iemand wat nie daar is nie? Hoe jy optree wanneer niemand kyk nie? Hoe jy klein gelde hanteer, klein finansies hanteer? Hoe jy reageer wanneer jy kwaad is? Hoe jy werk sonder toesig? Daar is nogal 'n groot ding. Ons wat in besigheid is, dit is vir ons belangrik dat die kere wat ons nie noodwendig daar is om toesig te hou nie, dat hulle kan aangaan sonder dat ons daar hoef te wees. Dat jou kinders kan aangaan met hulle huiswerk en hulle leerwerk. Dat jy kan aangaan as vrou in die huis sonder laat iemand staan en vir jou applaus gee. Wanneer jy werk sonder toesig. Hoe jy jou kinders behandel wanneer jy moeg is. O my genade, dit is iets waaraan ek so skuldig is. Ek sê baie keer vir my kinders en ek vat en ek maak daai woorde my eie. Ek is jammer vir jou moeilike dag, maar ek het niks gedoen om die houding wat daarmee saamgaan te verdien nie. En so geld dit ook vir my man en vir my kinders. Hulle is jammer vir my moeilike dag of my ongesukkelde dag, maar hulle het niks gedoen om te verdien hoe ek teenoor hulle reageer, of verkeerd wanneer ek verkeerd teenoor hulle reageer en hulle verskree of so iets. Ek kies om dit nie te doen nie, maar daar is maar ook, ek is ook maar net mens en dit glip partykeer maar ook net uit. En om dan ook net vrou genoeg te kan wees en ma genoeg te kan wees om terug te gaan om te sê ek is jammer. Weer sê ek hoe jy jou kinders behandel wanneer jy moeg is. Hoe jy vertroulikheid hanteer. Blaker jy uit of hou jy dit en jy gaan share dit met vader en jy gaan sit dit by sy voete neer en jy vra vir hom wat is sy opinie oor dit. Hoe jy opstaan vir wat reg is, selfs al staan jy soms alleen. God bou karakter deur konsekwentheid, nie gemak nie. Jesus is die perfekte beeld van integriteit. In Johannes, ek hom net hierso kry. Skus julle, ek gaan hom net gou vir 'n oomblik hierso, ek wil net oorskakel. In Johannes 14 vers 6. Ek lees uit die boodskap. Jesus sê toe, laat ek dit so stel. Ek is die pad en my Vader die adres. Wie hierdie pad loop, kom by die ware lewe uit. As iemand 'n ander pad loop, sal hy nooit by my Vader uitkom nie. I am the way, the truth and the life. Waar Jesus loop, loop waarheid. Hy verander nooit sy storie nie. Hy manipuleer nie. Hy draai nie sy motiewe nie. Wanneer jy met integriteit leef, reflekteer jy Jesus. En Lukas, ek gaan hom gou weer hierso, Lukas 12 vers 2 tot 3. Gelukkig kan mense se leuns nooit die waarheid in 'n bottel toeskroef nie. Gelukkig kan mense se leuns nooit die waarheid in 'n bottel toeskroef nie. Die een of
die een of ander tyd sal die waarheid uitkom. Onthou, wat julle ook al in die geheim sê, sal wel bekend word. Kort voor lank word julle diepste geheime sommer nog van die dakke af uitbasyn. Wees daarom baie versigtig wat julle sê. Sjoe. Alles wat bekend is, sal openbaar word. Nie om jou te skaam nie, maar om jou heel te maak, as ek dit so kan sê. God openbaar dit. En ek praat nou nie van, dit gaan vir almal uitgebasyn word nie. Ek dink tog dat dit uitgebasyn gaan word aan jou, daar waar die vrou wat hulle wou doodgegooi het met die klippe, en niemand bly toe nou oor nie, daar's eintlik so 'n mooi storie wat saam met dit gaan, ek het net nie nou tyd vir daai nie, maar die Here het vir haar gesê, gaan en sondig nie meer nie. En dit is wat die Here vir ons wil sê, is dit wat jy gedoen het, vra vergifnis daarvoor, maar gaan en dan doen dit nie meer nie, leef met integriteit. Ek hoor die Heilige Gees sê, dogter, ek herstel jou 0,1%. Ek genees die klein breekplekke wat jy wegsteek. Ek versterk die areas waar jy voel jy het gefaal. Ek bring jou integriteit terug. Ek bring jou stem terug. Ek bring jou lig terug. Jy is nie jou foute nie. Jy is die draer van my karakter. Die diamant en die druk. Diamante word gevorm deur druk, hitte en tyd. Sonder druk is dit net 'n klip. Met druk word dit 'n skat. Wanneer jy deur die druk gaan, vorm God jou glans. Vra jouself in jou hart, waar slyp God my vandag? Watter 0,1% moet ek aanspreek? Wat moet ek ophou wegsteek? Watter deel van my karakter moet versterk word? God is meer geïnteresseerd in wie jy word, as in wat jy doen. Hoe jy hom verteenwoordig, as al die dingetjies. Hulle sê mos altyd, ons is so besig met die dinge van die Here, dat ons vergeet die Here van die dinge. En daar was daai mooi storie wat ek gehoor het, waar hierdie ou gegaan het om sendingswerk te doen, en hy was daar vir jare, kon nie 'n woord van hulle taal praat nie, en hy het daar saam met hulle vir jare gewerk, en dinge gedoen, en hy is toe nou intussen siek geword, en hy is oorlede, en hulle toe nou 'n ander sendeling uitgestuur soontoe, en hy kon hulle taal praat, en hy het vir hulle kom sê, ek is hier om vir julle van Jesus te vertel, en hulle sê toe, maar dit is nie nodig nie, om ons te vertel nie, ons het hom beleef, hy was hier. Daai ou wat daar saam met hulle was so besig om die Here uit te leef, uit te beeld, deur sy dade, dat en wie hy geword het saam met hulle, en hoe hy God verteenwoordig het, dat dit het nie saak gemaak, laat hy nie hulle taal kon praat nie. En dit het wel saak gemaak wat hy gedoen het, en hoe hy opgetree het, en wie hy geword het saam met hulle.
Hy het Jesus se karakter uitgebeeld by hulle. Ek wil vir julle bid en ek wil julle dan groet. Papa Vader, dankie dat U met sagtheid die dele aanraak wat ons wegsteek. Vader, openbaar dit aan ons, waar ons besig is om nie met integriteit te leef nie. Here, en help ons om dit reg te stel. Help ons om dit te bely. En Here, U woord sê U skei dit so ver soos van die ooste na van die weste. En U dink nooit weer daaraan nie. Here, maak dit ons bewus daarvan. Laat ons dit nie weer doen nie. U woord sê ook gaan en sondig nie meer nie. Help ons om daai nie meer nie te kan doen. Here, maak ons heel. Maak ons as vroue van waarheid, vroue van lig, vroue van karakter. Maak ons vroue van integriteit. Herstel ons fondasies. Vul ons skeure. Genees ons 0,1% wat uit lynheid is. Laat ons reflekteer wie U is, die weg, die waarheid en die lewe. Ons bid dit in Jesus naam. Amen. Ek groet julle vanmiddag, mag julle geseënde week hê. Tot volgende week.